Openbaring 2 vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Die oorwinnaar kry sy loon. Elke Christen is 'n krygsman in die groot stryd tussen lig en duisternis, en hy word vermaan om hom as 'n goeie soldaat van die Here Jesus te gedra. Elke krygsman moet hom aangord vir die stryd wat daar woed. Hy moet aanhou stryd totdat die finale oorwinning behaal is. Eindelik word die oorwinnaar bekroon. Hierdie geestelike stryd gaan gedurig voort. Nooit is daar verposing nie, van die aanvalle van die magte van goddeloosheid gaan altyd voort. Aan die spits van die stryd van die magte van lig staan ons Here Jesus Christus. Hy is die krygsowerste van die Here. Hy is die owerste leidsman en die volëinder van die geloof. Ons moet almal saam stry in hierdie stryd. Die Here het vir ons 'n baie doeltreffende wapenuitrusting beskikbaar gestel. Ons lees daaroor in Efesiërs 6. Dit word genoem die wapenuitrusting van God. Hierdie wapens is geestelike wapens en ons word vermaan om hulle aan te trek. Daar is 7 stukke in hierdie wapenuitrusting. Die gordel van die waarheid, met die borswapen van geregtigheid, bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ons het sterke vyande wat ons teenstaan. Die wêreldheersers van die duisternis, die bose geeste in die lig waarvan Satan hulle aanvoerder is. Maar ons wapenuitrusting is so doeltreffend dat ons geen vrees hoef te hê nie, solank ons die wapenuitrusting getrou gebruik. Want dan is die oorwinning seker. Ons moet nooit weghardloop, want die wapenuitrusting het nie beskutting vir die rug nie. Ons moet dus dapper en moedig die bose magte teenstaan. Die woord van God moedig ons aan om met moed teenstand te bied. Weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. So sê die woord wat ons groot aanvalswapen is. Dit word genoem die swaard van die Gees. Pleit op die beloftes van God se woord en Satan sal vlug vir die dolksteke van God se onwankelbare beloftes. Almagtige Vader, hier waar ons weer aan die begin van 'n nuwe maand staan, buig ons in diepe nederigheid voor U. En ons vra, Here, maak ons vaardig in die gebruik van hierdie wapenuitrusting, sodat ons man kan staan teen die aanvalle van die bose. In Jesus naam. Amen.